Suid-Afrika sit met 'n baie besonderse penarie. Aan die een kant is ons een van die armer lande in die wêreld, ongeveer 108ste wêreldwyd met 'n bruto binnelandse produk van slegs $6,000 per capita. Dis is die totaal van alles wat in Suid-Afrika geproduseer word, maar onder R1,000 per persoon. Aan die ander kant het Suid-Afrika een van die hoogste misdaadsyfers ter wêreld, derde in die wêreld, as alle misdaad in ag geneem word. Alleenlik agter Haiti, wat onlangs nuus gemaak het as gevolg van wydverspreide kannibalisme in die land, en Papua Nieu-Guinea, 'n klein eilandnasie waar 86% van die bevolking nog steeds in steentydperk stammestrukture funksioneer. As gevolg van die twee feite is korrektiewe dienste in 'n geweldige moeilike posisie. Suid-Afrika se tronke is al reeds meer as 50% oorvol en die land het eenvoudig nie geld om al die kriminele te huisves nie. Dr. Pieter Groenewald was onlangs gereeld in die nuus gewees as gevolg van sy effens onkonvensionele planne om hierdie krisis aan te spreek. Een plan wat baie wyd opslag gemaak het, was om misdadigers wat gevang word vir geringe oortredings eerder direk by die polisie met lyfstraf te straf, as om hulle deur die regstelsel aan te kla en in tronke te sit. Hierdie plan sou beide korrektiewe dienste en die regstelsel se tyd en hulpbronne spaar, maar is erg teengestaan deur humanitêre ideoloë. 'n ander plan is om buitelandse misdadigers eerder te deporteer as om hulle in ons tronke aan te hou. Buitelandse misdadigers wat van oral oor Afrika hierheen migreer, is ongeveer 15% van Suid-Afrika se tronkbevolking. En die oorwegende meerderheid van hulle word van die sogenaamde geringe oortredings beskuldig, hoofsaaklik kleinskaalse diefstal. Die vraag is egter of dit wel goedkoper is om hulle te deporteer en hoe lank dit hulle sal vat om weer terug te kom Suid-Afrika toe van waar ook al hulle eie land is waarheen hulle gestuur word. Gaan dit enigstens die land geld spaar? Een ander plan wat nog nie deur Dr. Groenewald geopper is nie, maar volgens my finansiëel die meeste sin sou maak, is om bandiete arbeid terug te bring. Hierdie vorm van arbeid word vandag nog in sekere state in Amerika beoefen en dit behels dat privaat individue of staatsentiteite 'n groep gevangenes kan huur, gewoonlik teen goedkoop tariewe onder minimumloon vir projekte wat baie arbeiders vereis. In Suid-Afrika is byvoorbeeld baie van die paaie en veral bergpasse deur bandiete gebou. Sommige mense sal egter sê dit kom neer op slawearbeid. Hierdie konsep is millennia oud. Volgens die wet van Exodus in die Bybel was die konsep van restituisie gedefinieer as die gesteelde goed in sy besit gevind word, moet hy dubbel vergoeding gee. Onder die restituisie, indien 'n dief nie kon terugbetaal nie, sou hy sy skuld by sy skuldeiser moes terugwerk. Gevangene arbeid is wel 'n kontroversiële kwessie en word slegs amptelik in 17 lande wêreldwyd beoefen. Amerika, Japan, Hong Kong, China en ander Oos-Europese lande. Laat weet my in die kommentare of jy dink dit is regverdig en of jy dink dit is 'n menseregte vergryp indien mens van gevangene arbeid gebruik maak. In elk geval in hierdie video gaan ons analiseer of Groenewald se voorgestelde planne kan help om die reuseskaalse probleme in korrektiewe dienste op te los of nie. Goeiemôre liewe vriende, Willem Petzer hier. As u ons werk waardeer, neem asseblief 'n oomblik om op die subscribe knoppie te klik op beide ons Engelse en Afrikaanse YouTube kanale. U kan ook gratis opdaterings oor ons werk direk via WhatsApp ontvang deur eenvoudig u volle naam na die nommer op die skerm te stuur. Verder wil ek u graag 'n spesiale uitnodiging rig om aan te sluit by ons eksklusiewe ledeklub. U ondersteuning as 'n betalende lid is van kardinale belang as dit ons in staat stel om steeds hierdie soort onafhanklike inhoud te lewer wat ek glo u waardeer. Om meer uit te vind oor hierdie opsies en voordele, stuur bloot die woorde "teken my op" via WhatsApp na dieselfde nommer. Ons sal u persoonlik kontak om die proses en die voordele met u te bespreek. As u met ons missie saamstem en ons werk waardeer, oorweeg dit asseblief.
Pieter Groenewald is een van die eerste ministers in 'n baie lang tyd wat 'n bietjie van 'n meer konservatiewe politieke aanslag na die Suid-Afrikaanse kabinet toe bring. Een van die beginsels wat hy in sy departement gevolglik probeer deurvoer, is om die belastingbetaler 'n bietjie geld te probeer spaar. Korrektiewe dienste is weens die aard daarvan 'n baie duur onderneming. Soos ek gesê het in die Bybelse tyd onder die volk Israel byvoorbeeld, was daar hoegenaamd nie iets soos 'n konsep soos 'n tronk nie. Op grond van die beginsel van restitusie het mense hul skuld afgewerk of afbetaal as hulle dit kon bekostig, of in die geval van moord het hulle maar net die doodstraf ontvang. Voor die Tweede Wêreldoorlog was die doodstraf ook nog algemene praktyk in basies elke westerse land. Na die Tweede Wêreldoorlog het die nuwe heersende interpretasie van menseregte egter daartoe gelei dat die doodstraf in feitelik al die westerse lande afgeskaf is. Vandag geld die doodstraf slegs in 17 van die 50 Amerikaanse deelstate, terwyl Belarus die enigste Europese land is waar die doodstraf nog geld. Tronkstraf is een van die duurste vorme van strawwe wat vir misdadigers gegee kan word. En as sodanig het Suid-Afrika, wat 'n relatiewe arm land is, met een van die hoogste misdaadsyfers ter wêreld, 'n besondere dierstelsel van korrektiewe dienste. Daar is ongeveer 166.000 gevangenes in aanhouding in Suid-Afrika se tronke, wat elkeen die belastingbetaler ongeveer R463 per dag kos om te onderhou. Dit beteken dat die totale koste van ons korrektiewe dienste aan die belastingbetaler jaarliks meer as 28 miljard rand beloop. 28.000 miljoen. Een van die eerste stappe wat Groenewald geneem het om sy departement geld te bespaar, was om gevangenes se dieetplan aan te pas. Minder vleis en meer pap en sojaprodukte is nou op die kriminele se spyskaart, wat 'n geraamde besparing van ongeveer 200 miljoen rand per jaar bewerkstellig. Nog steeds nie baie as mens kyk na die groot getal nie. In 'n poging om die belastingbetaler nog geld te spaar, oorweeg Groenewald dus nou ander stappe om die las wat ons tronke het op die belastingbetaler te verlig. Groenewald het verder onder andere stappe geneem om bakkerye in tronke te vestig waar gevangenes hul eie brood kan bak. Groenewald kyk egter ook na alternatiewe forme van straf onder Suid-Afrikaanse tronke om hulle skoon te maak, soos hy dit noem. Een hiervan sluit in om lyfstraf terug te bring vir mindere oortredings, veral deur jong mense gepleeg. Hierdie voorstel wat tydens Groenewald se begrotingsrede in die nasionale vergadering op 1 Julie 2025 geopper is, behels die gebruik van fisieke strawwe soos 'n goeie ou tradisionele pak slaaf vir oortreders wat nie borg van R1000 of minder kan bekostig nie. Groenewald argumenteer dat lyfstraf wat sedert 1996 in Suid-Afrika verbied is, 'n alternatief kan wees om die las op oorvol gevangenisse te verminder. Veral gegee die feit dat meer as 2500 gevangenes in aanhouding bly bloot omdat hulle nie borgtog van R1000 of minder kan bekostig nie. Hy stel voor dat lyfstraf onder streng toesig en met 'n maksimum van 6 houe as deel van 'n hofuitspraak toegepas kan word om gevangenes oorbevolking te verlig. Indien dit toegepas sou word, sal die belastingbetaler meer as R1 miljoen per dag spaar. Groenewald het na verwagting baie teenstand hieroor gekry, maar gaan steeds onverpoos voort met sy voorstelle om die land se korrektiewe dienste te hervorm. Van die 166 gevangenes in ons tronk is 26.000 buitelanders en Groenewald het die afgelope naweek opspraak gemaak dat hy voorstel dat hierdie kriminele eerder deporteer as wat ons hulle op Suid-Afrika se burgers se onkoste probeer onderhou. Buitelanders in ons tronke kos die Suid-Afrikaanse belastingbetaler immers R4.4 miljard per jaar. Nou dit is 'n groot gedeelte van die hoeveelheid wat ons elke jaar aan tronke spandeer. Indien slegs hierdie twee voorstelle vir hervorming saam met die nuwe spyskaart in tronke geïmplementeer word en alles werk reg uit, beteken dit 'n besparing van nagenoeg R5 miljard per jaar of omtrent 1/6 van die totale hoeveelheid wat tronke die belastingbetaler kos.
Dit sal natuurlik 'n baie positiewe verskil maak aan sy departement se begroting, maar dit bly 'n oop vraag of Groenewald in staat gaan wees om in die eerste plek hierdie veranderings in te stel gegee die radikale teenstand wat hy van beide die liberale soos byvoorbeeld die DA en die Pan-Afrikaniste soos nou die ANC en die ander ANC beleide faksies binne die kabinet kan verwag. Kort nadat Groenewald die voorstel ten opsigte van lyfstraf gemaak het, het die voorsitter van die parlementêre portefeulje komitee vir korrektiewe dienste, Khomotso Anthea Ramolobeng, 'n lid van die ANC, haar kommer uitgespreek oor die voorstel juis onder lyfstraf in 1996 in die korrektiewe dienste afgestel is op grond van die heersende interpretasie van menseregte onder die huidige grondwetlike bedeling. Dit dui daarop dat Groenewald ewige ideologiese teenkanting vir hierdie voorstelle sal verwag. In die geval van deportasies van buitelandse kriminele is dit baie moeilik om te sê of dit vrugte wel sal afwerp en indien wel hoeveel. Groenewald se idee dat die kriminele die res van hul tronkstraf sou uitdien in hul eie lande of hul lande van herkoms, beteken die vraag is egter of hierdie lande wel die ooreenkoms gaan eerbiedig. Veral sienende dat die lande ook arm is en selfs armer as Suid-Afrika en dus ook nie die onderhoud vir groot hoeveelhede misdadigers kan bekostig nie. Indien kriminele dus gedeporteer word en dan 'n week of 2 later weer terug is in Suid-Afrika om weer misdaad hier te kom pleeg, help dit ons nie veel om hierdie onkostes aan te gaan om hulle te deporteer nie. Dit sit net nog kriminele weer op die straat. Baie dankie vir elkeen wat gekyk het. As u met ons werk aanklank vind, is dit deurslaggewend om ons te ondersteun om aan te gaan met ons werk dat u aansluit by die Willem Petzer groep. Vir meer inligting, WhatsApp teken my op na die nommer op die skerm en ons kom terug na u. Totsiens en God seën.